Hartlik welkom by ons begeleide gebed en vandag dink ons oor die getrouheid van die Here. Hy wat sy beloftes bou. Jy hoef nie vandag harder te probeer of meer geloof te probeer by mekaar skraap nie. God is hier teenwoordig en hy wil met jou wees, by jou wees, saam met jou wees. Hebreërs 10 vers 23 sê, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Kom ons dankie Here vir sy getrouheid. Here, dankie dat dit nie begin by ons krag en ons vermoëns en ons prestasie nie. Here, dit begin by u karakter. U is getrou. U is die anker van ons hoop, Here. Nie dit wat ons pogings en wat ons glo nie. Here, wie u is ons anker. Die fokus val nie net op 'n belofte nie, maar dit val hierso baie swaar op die beloftemaker, persoonlik, wie die persoon is. Dit is asof die skrif sê, kyk minder na jou gevoelens en jou emosies wat op en af gaan, en kyk meer na die standvastigheid van God. In die oorspronklike teks is hierdie woord getrou, het die betekenis van iemand wat betroubaar is, standhoudend is, waardig is om op te steun. Here, u is nie net goedhartig nie, u is heeltemal konsekwent in u troue liefde. U vergeet nie, Here, wat u vir ons gesê het nie. U verloor nie moed nie. U trek nie u hand weg wanneer ons swak is nie. U trou is altyd daar, Here. Nou wil ek jou nooi, wil jy nie 'n paar keer net sag saam met my bely die Here se getrouheid nie, en sê vir hom dat jy dankbaar is vir sy getrouheid. Here, u is getrou. Here, ek kom rus in u beloftes. Dankie, Here, dat u my nie laat gaan nie, maar dat u my vashou. Jy hoef nie vandag jou twyfel weg te steek nie, jy kan dit bring na die Here toe. Miskien is daar 'n belofte wat jy al lank voorwag, miskien voel die pad lank, die uithou en die aanhou, dalk is daar net stilte. Maar die stilte van God is nie 'n afwesigheid van God nie, so saad wat onder in die grond moet ontkiem en begin groei, wat mens nie op die oppervlak kan sien nie. Dis baie keer hoe die Here werk, daar diep onder, besig om wortels te skiet. Die Here se getrouheid is besig om te werk, al kan jy dit nie op die oppervlak sien nie. Here, ek wil kom bid, Here, waar daar onrustigheid is, dat u sal vrede bring. Here, waar daar teleurstelling is, dat u hoop in 'n nuwe begin sal bring. Waar daar uitputting is en uitbranding is, Here, bring rus. Waar daar vrees is, Here, dat u nie gaan deurkom nie. Laat u Gees, Here, binne in ons getuig vanoggend, dat u is naby. U is betroubaar. U hou u woord. Ons bid ook nou, Here, vandag vir iemand spesifieks. Here, wat dalk moed en geloof verloor het langs die pad. Here, ons wil hierdie persoon spesifiek opdra. Ek wil jou nooi, dink aan iemand spesifieks wat jy weet lank wag vir 'n deurbraak, wat seer gekry het. Miskien het hulle weggestap van geloof af. Dra hulle vandag op na die Here toe. Here, ons kom dra hulle op, versterk hulle, Here. Help hulle om te verstaan, Here, dat u hulle ontmoet waar hulle is. Hulle hoef nie harder te probeer nie. Dat u hulle ontmoet waar hulle is. Laat hulle weer, Here, tekens begin sien van u getrouheid in hulle lewe, in die woord, deur ander mense, oop deur, klein ligstraal van hoop, Here. Wees naby aan families wat deur onsekerheid gaan. Die wat siek is, Here, wat moed nodig het. En Here, ook die wat in die stilte hartseer is. Here, wees vir hulle die getroue een. En nou, Here, kom ons na u toe en ons kies nie ons eie krag nie, Here, maar ons plaas ons hoop op u. Ons plaas weer ons hoop in u hande, Here. U wat getrou is deur die eeue. U is getrou vandag ook. U sal getrou wees môre. Wat u begin het, sal u klaar maak. In Jesus naam. Amen.